Die Vryheidsfront Plus sê Amerika het duidelik 'n finale streep in die sand getrek toe hy Rasool tot persona non grata verklaar het. Ons praat nou met die leier van die party, Dr. Corneille Mulder. Goeiemôre, dokter. Goeiemôre Jo-Marie en dankie vir die geleentheid. So wat dink jy is Amerika se boodskap aan Suid-Afrika met sy besluit om Rasool uit te skop? Ek dink Amerika se boodskap is baie helder en baie duidelik en ek is nogal verbaas dat die minister nou so 'n bietjie dit betreurenswaardig beskou of selfs verbaas is oor die gebeure. Die minister sê self dat diplomatieke gesprekke behoort agtertoe deure plaas te vind en nie op 'n megafoon nie. En dis presies wat die ambassadeur Rasool nie gedoen het nie en dit is hoekom presies Amerika so opgetree het. Ek dink Amerika se boodskap is baie sterk en baie duidelik dat hulle klaar gepraat het met Suid-Afrika. Hulle het Marco Rubio sê baie duidelik ons het eintlik vir hom niks te sê verder nie. En dit geld ook vir die Suid-Afrikaanse regering. Ek is nie oortuig daarvan dat die Suid-Afrikaanse regering se poging tans om afvaardiging te stuur of om iemand daar te kry om te gaan praat, werklik so sinvol is in die sin van dat ek dink Amerika stel belang om met ons te praat nie. Is jy bekommerd dat die diplomatieke geskil tussen Amerika en Suid-Afrika skade aan ons buitelandse beeld kan rig? Ek dink die skade is tot 'n baie groot mate reeds aangerig as gevolg van die ANC se optrede en sy manier van toeneem. Onthou dat die ANC het met die totstandkoming van die regering van nasionale eenheid baie eenvoudig en eensydig gekom en gesê internasionale betrekkinge is nie daar om bespreek te word met die ander partye in die regering van nasionale eenheid nie. Dit is die eksklusiewe domein van die ANC. En dit is 'n fatale flater. Ek kan nie dink dat dit toegelaat is nie. Dit hoort nie so te wees nie. Dit is wat gebeur as jy die ANC toelaat om op alleen internasionale betrekkinge te bestuur. Ons beeld het enorme skade reeds gehad en as Suid-Afrika kan hom maar sy rug styf maak soveel as hy wil, maar jy moet ook jy verstaan jy hardloop saam met die groot honde hier. Dit is nie net Suid-Afrika wat kan voorskryf en dink ander gaan luister na wat hy te sê het nie. So wat behoort Suid-Afrika dan te doen om die betrekkinge met Amerika te herstel? Wel, in die eerste plek het ons verskeie probleme. Jy weet, die minister Lamola self is redelik op dun ys. As jy gaan kyk na van sy uitsprake uit die verlede uit, is net so omstrede rondom onteiening sonder vergoeding en baie arrogante uitsprake wat hy gemaak het. Ek hoop nie hy besef dat die Amerikaners dit ook waarskynlik sal weet nie. Maar die feit van die saak is wat Suid-Afrika behoort te doen is, ons kort 'n neutrale buitelandse beleid. Ons kort 'n beleid wat die Suid-Afrikaanse belange eerste stel. En op die oomblik word ons buitelandse beleid gedryf deur ideologie. Ons probeer om ten alle koste sekere van ons sogenaamde BRICS-vennote ter wille te wees. Dit is waar ons fokus lê die hele tyd. Ons wil vriende wees met Iran. Ons wil vriende wees met China. Ons wil vriende wees met Rusland. In plaas daarvan om te sê wat is in die beste belang van Suid-Afrika? En wat is die belang van Suid-Afrika se mense en op daai manier ons reg te posisioneer? So ek dink Suid-Afrika, soos wat ons in Engels sal sê, behoort humble pie te eet, op die regte manier op te tree, uit te reik na die FSA op 'n diplomatieke manier en nie te probeer om politieke punte aan te teken teen Amerika en teen president Trump nie. Of Suid-Afrika daarvan hou of nie, president Trump is die president van Amerika vir die volgende 4 jaar. Hy is in beheer van die sterkste ekonomie in die wêreld, van die militêr sterkste land in die wêreld en as ons eie belange wil beskerm, behoort ons op die regte manier op te tree wat ons tans nie doen nie. Corneille, die Vryheidsfront Plus, het julle stappe wat julle gaan neem binne die RNE oor die aangeleentheid? Ek dink wat ons moet doen is ons sal beslis die hele kwessie moet herbesoek van buitelandse beleid van Suid-Afrika. Dit kan nie wees nie. Dit is totaal internasionale betrekkinge is so kardinale standpunt van 'n regering. Dit kan tog nie wees dat een party in die regering eenvoudig dit opeis en sê ek alleen besluit oor internasionale betrekkinge en jy het niks daarmee te sê nie. En dit is nie die eerste keer dat dit gebeur het nie. Onlangs is daar 'n klomp ambassadeurs aangewys deur die president. Daar was geen konsultasie met ander partye in die regering van nasionale eenheid van geen aard nie. Die ANC het doodeenvoudig op sy eie aangegaan en sy eie dinge gedoen. Ons sal daardie stappe terug moet sit op die tafel en sê hierdie ding van Suid-Afrika wat tans ons land isoleer en skade maak, sal moet herbesoek word in die regering van nasionale eenheid. Dit kan nie net wees dat een party alleen kom en sê dit het niks met iemand anders uit te waai nie. Die ANC moet aanvaar en verstaan, hy is ook nou 'n minderheidsparty, solank jy nie 50% het nie, as jy afhanklik van ander partye om te regeer, of dit buitelandse beleid is, en of wat die begroting is, die beginsel is dieselfde. Baie dankie, dit was Dr. Corneille Mulder, die leier van die Vryheidsfront Plus. Die Vryheidsfront Plus sê Amerika het duidelik 'n finale streep in die sand getrek toe hy Rasool tot persona non grata verklaar het. Ons praat nou met die leier van die party, Dr. Corneille Mulder. Goeiemôre, dokter. Goeiemôre Jo-Marie en dankie vir die